Die vraag sê hier, so ons moet die KGV, of die kleinste gemeenskaplike veelvoud van 22 en 16 kry. Nou kom ons kyk het gou wat beteken die KGV. Sê nou maar ek gee vir jou die getal 6 en die getal 8, en ek vra vir jou, kry vir my die KGV van 6 en 8. Dan moet jy onthou, KGV is veelvoud, met ander woorde, wat is die kleinste getal wat 6 en 8 kan indeel? En om dit te bepaal, gaan skryf ons gou die eerste paar veelvoude van 6 neer. So ons gaan skryf, 6 is 'n veelvoud van homself, en dan is 12 'n veelvoud, en na 12 kom 18, en na 18 kom 24, en na 24 kom 30, en dan 36, en dan 42, en so kan ons nou aangaan. Vir 8, die veelvoude van 8 is 8, en 16, en 24, en 32, en 40. En jy sal dan sien, dat die kleinste getal wat 'n veelvoud van 6 en 8 is 24. Dis die getal wat die kleinste is, wat 'n gemeenskaplike veelvoud is. Maar nou is jy duidelik nie 'n lus om van 22 en van 16 'n lang ry veelvoude te gaan uitskryf, ten einde die kleinste gemeenskaplike veelvoud te identifiseer nie. Nou om het makliker te maak, gebruik ons die leertjie metode. Nou die leertjie metode werk soos volg. Jy trek vir jou 'n streep so vir elke een van die getalle waarmee jy gaan werk, en dan maak jy vir jou sulke dwarslatte. Dit staan ook partykeer bekend as die visgraat metode, want het lyk toch maar op 'n manier ook soos 'n halwe visgraat, en dan gebruik jy nou die eerste getal, dit is 22, en jy skryf hom daar neer, en die ander getal waarmee ons gewerk het is 16, hy word daar neergeskryf. En dan gebruik ons die priemgetalle van 2 tot by 3, of sover as wat ons wil gaan, om te bepaal wat die priemfaktore van elke van hierdie getal is. Nou onthou, 'n priemgetal is 'n getal soos byvoorbeeld 2 of 3 of 5 of 7, wat net 2 faktore het. Met ander woorde, as jy vat 'n getal soos 7, die enigste 2 getalle wat jy kan maal om 7 te kry, is 1 en 7. Die enigste getalle wat jy kan maal om 5 te kry, is 1 en 5. Daarom is 9 nie 'n priemgetal nie, want 9 het 'n ander stel faktore, naamlik 3 en 3. So 'n priemgetal het net 2 faktore, homself en 1, en wat jy doen is, jy begin by die kleinste priemgetal wat in 22 kan indeel, dit is naamlik 2. 2 gaan in 22 in, 11 keer. Nou die enigste getal wat in 11 kan indeel, is 11, wat in homself in gaan 1 keer. Nou vir 16 gaan doen ons dieselfde. 2 gaan in 16 in, 8 keer. Dan 2 gaan in 8 in, 4 keer. 2 gaan in 4 in, 2 keer, en dan 2 gaan weer in homself in 1 keer. Nou wat baie belangrik is, as hulle vir jou vra, skryf my 22 as 'n produk van sy priemfaktore, dan gaan jy skryf 2 maal 11. As hulle vir jou gevra het, skryf 22 se priemfaktore neer, dan het jy gesê is 2 en 11, is die verskil. By 16 is dit duideliker. As hulle vir jou vra, wat is die priemfaktore van 16, dan sê jy dit is 2, want daar is net een van hulle, is 2. Maar skryf 16 as 'n produk van sy priemfaktore, dan het jy gesê, daar is 1, 2, 3 en 4, 2 is, so 16 as 'n produk van sy priemfaktore is 2 tot die mag 4. Dit is 'n groot verskil tussen die manier hoe hulle kan vra, en hulle vang baie keer die studente uit. So lees die vraag mooi. Produk van priemgetalle of priemfaktore, dan skryf jy hoeveel van elkeen is daar, jy maal hulle met mekaar, as hulle net vra vir die priemfaktore, dan skryf jy het net 1 keer neer. Maar nou het ons 22, kan ons nou skryf, ons maak het net gou so, 22 en 16. 22 kan ons skryf as 2 maal 11. 16 kan ons skryf as 2 tot die mag 4. En ons moet die KGV van 22 en van 16 bepaal. Nou om die KGV te bepaal, begin jy letterlik aan die linkerkant van die skerm of die linkerkant van jou bladsy, en jy skryf die eerste getal neer. Dan skryf jy die volgende getal neer. En dan het ons nou 'n keuse om te maak by 16, want daar's klaar 'n 2 geskryf. Ons het hom al klaar neergeskryf, maar daai was 2 tot die mag 1. Nou sit ons met 2 tot die mag 4. En om die keuse te maak, gaan kyk jy na daai letter. Hy staan vir K, kleinste, en wanneer jy met die kleinste gemeenskaplike veelvoud werk, dan kies jy die grootste getal. So ons gaan kies 2 tot die mag 4. Onthou, ons het nie keuse gehad by die 11 nie, want daar is net 1 11 om neer te skryf, maar omdat ons die 2 daar het, en ons het die 2 daar, moes ons 'n keuse maak, tussen die 2 tot die mag 1 of 2 tot die mag 4, en dan omdat dit K is kleinste, kies jy die grootste eksponent.
Dis maar net vir interessantheidshalwe wanneer jy met die GGD werk, die grootste gemeenskaplike deler, of die grootste gemeenskaplike veelvoud, dan sou jy nou gekies het vir die kleinste eksponent, as jy moes gekies het. Maar ook, by die GGD, kies jy net die faktore, die priemfaktore van die getalle waarmee werk, wat gemeenskaplik is. So daar sou ons byvoorbeeld nou glad nie, die 11 gekies het nie, want daar is nie ook 'n 11 by 16 nie. Jy kies net die getalle, wat gemeenskaplik is by al twee, en dan as jy moet kies jy boonop die een met die kleinste eksponent. By KGV skryf jy almal neer, maar wanneer jy moet kies, dan kies jy die een met die kleinste eksponent.